Dink 'n bietjie hieroor na. 'n Infeksie, maar op die een plek waar jy dit regtig nie kan bekostig nie, jou brein. Dis 'n absolute mediese nagmerrie, 'n vesting van bakterieë diep binne jou mees kritiese orgaan. Ons het al vir dekades lank ons beste wapens gebruik om dit te beveg, maar partykeer is net nie genoeg nie. Maar wat as die antwoord nie een of ander nuwe wondermiddel of 'n nog meer komplekse operasie was nie? Wat is die sleutel om die geveg te wen iets so eenvoudig was soos die lug wat ons inasem, maar net op 'n heel ander manier gebruik? Goed, kom ons duik reguit hierin. So hier's wat ons gaan dek. Eers kyk ons na wat hierdie infeksie binne die brein nou eintlik is. Dan die standaard mediese plan van aksie. Ons kyk ook wat gebeur wanneer daai plan misluk. En dan die interessante deel. Suurstof as 'n wapen. Ons sal kyk na die bewyse en laastens vra ons die groot vraag: is die risiko die moeite werd? Goed, kom ons begin by die begin. Kom ons ontmoet die vyand in hierdie storie. Dit word 'n intrakraniale abses genoem en glo my, dis een van die ernstigste infeksies wat 'n mens kan kry. So, wat is dit presies? Dink daaraan soos 'n versterkte bakterieële vesting wat binne in jou brein self vorm. Dis basies 'n ommuurde sak vol etter, 'n aaklige mengsel van dooie immuunselle, weefsel en die organismes wat aanval. En dit sit daar en plaas druk op jou brein van binne af. En wie is die hoofskuldiges hier? Hierdie grafiek wys dit mooi. Studies wys dat streptokokke die groot boosdoener is. Ons kry dit in tot 70% van gevalle. Dis interessant, want dis dikwels dieselfde bakterieë wat in ons mond en keel leef. Maar dan het jy ook ander spelers, soos S. aureus en veral anaerobiese bakterieë. Dis nou daai ouens wat hou van plekke met min suurstof, hulle speel ook 'n groot rol. So, met so 'n gevaarlike vyand, hoe veg dokters terug? Wel, daar's 'n gevestigde protokol, 'n soort standaard speelboek wat oor jare heen vervolmak is. Die strategie is eintlik tweeledig. Aan die een kant het jy 'n, kom ons noem dit 'n belegleer van kragtige geteikende antibiotika. Hulle val die bakterieë van buite af aan. En dan tweedens 'n presisieaanval. Minimaal indringende chirurgie. Dink aan iets soos stereotaktiese aspirasie. Dis waar 'n naald versigtig gelei word om daai etter direk uit die abses te dreneer. Hierdie kombinasie, ongelooflik effektief, meeste van die tyd. En jy kan die sukses van daai speelboek hier sien. Kyk bietjie, in die verlede was 'n breinabses basies 'n doodsvonnis met sterftesyfers van tot 40%. Dis amper die helfte. Vandag, danksy beter tegnologie, chirurgie en antibiotika, het ons daai syfer afgebring na so min as 10%. Dis 'n reuse oorwinning vir moderne medisyne, geen twyfel daaroor nie. Maar wat van daai oorblywende 10%? Wat gebeur wanneer die beleg misluk, die vesting nie val nie en die pasiënt net slegter word? Dis waar die storie 'n donker en baie ernstige wending neem. OK, dokters gebruik 'n soort padkaart soos hierdie, 'n vloeidiagram, om hulle besluite te lei. Dit begin met daai standaard benadering, antibiotika en chirurgie. As alles goed gaan en daar's 'n bevredigende kliniese reaksie, dan hou hulle so aan. Maar, sien jy daai ander pad, die een wat gemerk is, nee, dis waar die spel heeltemal verander. Hierdie is die rooi vlae en hulle kom direk uit daai vloeidiagram. Wanneer 'n pasiënt byvoorbeeld veelvuldige abses het, of as die abses diep in die brein sit, of as hulle immuunstelsel klaar swak is, dis dan wanneer die standaard speelboek dalk net nie meer gaan werk nie. Wanneer dokters sien daar is geen verbetering nie, moet hulle 'n nuwe strategie oorweeg. So die punt is, 'n plan B word dan absoluut krities. So wat is hierdie plan B? Wel, dis waar ons 'n onverwagse held op die toneel kry. 'n Terapie wat 'n fundamentale element van lewe neem en dit in 'n kragtige wapen verander. En hier is dit, hiperbariese suurstofterapie of HBST. Die naam klink dalk 'n bietjie ingewikkeld, maar die konsep is eintlik redelik eenvoudig. Die pasiënt haal 100% suiwer suurstof asem, maar hulle doen dit binne in 'n kamer waar die lugdruk verhoog is, gewoonlik so 2 tot 3 keer hoër as normaal. En wat gebeur dan? Hierdie proses oorstroom letterlik die liggaam se weefsels, die brein ingesluit, met suurstof. So hoe presies help dit? Wel, dink daaraan asof jy 'n spesiale operasiespan instuur. Eerstens, dit gaan direk vir daai anaerobiese bakterieë. Hulle kan eenvoudig nie oorleef in 'n omgewing met so baie suurstof nie. Hulle word basies uitgehonger. Tweedens, dit help om daai gevaarlike swelling rondom die abses te verminder. Derdens, dit gee jou liggaam se eie soldate, jou immuunselle, 'n reuse hupstoot. En laastens, dit help die antibiotika, daai oorspronklike beleegleer, om baie meer effektief te wees. Dit maak die pad vir hulle oop. Dit klink alles goed in teorie, né?
Maar die vraag wat regtig saak maak is, werk dit in die regte wêreld, wanneer 'n pasiënt se lewe op die spel is? Kom ons kyk na die bewyse. Hierdie aanhaling kom uit 'n gevalle studie van 'n 16-jarige seun wat voorheen heeltemal gesond was. 4 operasies het misluk, verskeie rondes van die beste antibiotika het misluk. Die infeksie het net erger en erger geword. Toe, as 'n laaste uitweg, het hulle HBST begin. En die uitslag? Die pasiënt het 'n volle herstel gemaak. Dis 'n ongelooflike kragtige storie oor wat moontlik is wanneer die standaardplan net nie meer werk nie. En dit was nie net 'n eenmalige gelukskoot nie. As ons kyk na die data van verskillende gevalle reekse, sien ons 'n baie duidelike patroon. In een studie met 25 pasiënte het byna 3/4 ten volle herstel. En, baie belangrik, daar was geen sterftes nie. In 'n ander een het 6 uit 7 pasiënte gesien hoe hulle infeksies heeltemal opklaar. So die bewyse, al kom dit uit kleiner studies, wys keer op keer in dieselfde positiewe rigting. So, die natuurlike vraag is, as die resultate so belovend is, hoekom is HBST nie die heel eerste ding wat dokters probeer nie? Die antwoord lê, soos altyd in medisyne, in die fyn balans tussen voordele en risiko's. Kyk, aan die een kant is die voordele duidelik. Dis 'n nie indringende behandeling, dit veg teen die infeksie op verskeie fronte gelyktydig en dit kan die uitkoms in die heel ernstigste gevalle drasties verbeter. Die risiko's, soos suurstoftoksisiteit, is baie skaars en kan bestuur word met goeie monitoring. So as jy alles opweeg, dui die navorsing in die bronmateriaal daarop dat die skaal duidelik na een kant toe kantel. En hier is die kernboodskap. Vir daardie klein, maar kritiese groep pasiënte waar die standaardbehandeling faal, bied HBST 'n reddingsboei. Dis 'n kragtige ekstra wapen in die arsenaal. Die bronne is duidelik hieroor. Die risiko-voordeelverhouding ondersteun die gebruik daarvan sterk in hierdie uitgesoekte hoë-risiko-pasiënte. En dit los ons met een laaste groot vraag. Soos wat meer navorsing gedoen word, staan ons dalk op die drempel van 'n nuwe era, 'n tyd waar hierdie terapie skuif van 'n laaste uitweg na 'n standaard deel van die plan van aksie. Die idee dat ons se lewe kan red met niks meer as suurstof onder druk nie, dis nogal 'n ongelooflike bewys van die eindelose vindingrykheid van medisyne.